vra om jou Bybel vir my oop te maak by Lukas 18. Terwyl julle soontoe blaai ouens, wil ek vir julle sê, moet nooit die krag en die belangrikheid van hierdie liggaam van Christus onderskat nie. Dis die liggaam wat die Here Jesus gekies het om sy koninkryk te vestig, om hierdie wêreld te verander, is sy kerk. En ongelukkig lyk sy kerk nie altyd te mooi nie. Partykeer is hierdie bruid van hom vol vlekke, 'n bietjie vol rimpels, want ons sit met stikkende mense, en ons sit met mense wat tekortkominge het. So baie keer hoor jy mense wat snaakse aanmerkings maak oor die kerk of oor kerke, en vind fout met kerke, en ons het die gewoonte om vir die ouens te sê, die dag as jy die perfekte kerk vind, moet jy asseblief onmiddellik daar bedank. Want die feit dat jy daar is, gaan maak dat hy nie meer perfek is nie. Amen. Want ons almal is stikkend, né? En as ouens wat obviously, as ouens wat baie definitief dwaalleringe het, en wat goed kwytraak, wat nie skriftuurlik is nie, en wat valse profete is, dit het jy altyd en dit gaan jy altyd hê. Maar door die groot meerderheid van mense weet ek, is mense wat vir die Here lief is, en is mense wat hulle bes probeer met hoe hulle dit verstaan, en hoe hulle geleer word, om die Here te dien. En ouens, ons kan nie sonder die kerk gaan nie. Ongelukkig het ek baie mense wat ook by my kom en vir my sê, ja, Dion, weet jy, ek hou kerk sommer daar by die huis, jy weet, op my eie. Sê ek, jy kan nie, dis onskriftuurlik. Kerk is 'n liggaam. Jy kan jou arm afsny en jou arm is nou kwaad vir jou, omdat hy nie genoeg aandag kry nie, en omdat jy hom nie genoeg vertroos, en jy hom nie mooi genoeg met hom praat, en vir hom elke keer sê dankie, as hy vir jou 'n glas water aangee, wanneer jy dors is, nou chop jy dinge af en dan gaan lê daar een kant, nie? Dan sien hy nie deel van die liggaam nie. Hy is geamputeer, hy gaan sterf, want hy kry sy voeding uit hierdie liggaam. En dis ongelukkig wat ons doen wanneer ons sulke goed sê. En die rede hoekom ek nou daaraan raak is, dit is vir my verskriklik mooi vanoggend. Ek sien Veronica kom hier aan, sy stop haar agter met haar bakkie, en toe sy aangestap kom, toe sien ek Rita, waar is Rita? Toe sien ek, hier kom Rita uit die parking lot uitgehardloop met 'n bos blomme. Sy hardloop soos 'n Interflora mannetjie. Onthou julle hoe daai Interflora mannetjie altyd so gehardloop het? Kom sy aangehardloop na Veronica toe. Hoekom parkeer jy daar agter? Hallo my vriendin, en sy soen haar en sy druk haar en sy gee vir haar die blosblomme op haar verjaarsdag, en ek besef, Here, that's what it's all about. Amen. Dis hoekom dit so belangrik is. En ja, so dis awesome. Alright. Lukas, wat het ek gesê? 18. Ek weet ek sê dit nou baie, maar ek ben nou so gewoond raak aan hierdie brildraerry. Nou sê ek vir ons nou die dag, het voel vir my van dat ek die bril begin opsit, asof my oë skielik swakker begin word. Ek weet nie of julle dit ook ervaar nie. My oë is nou al so swak, ek moet my bril opsit as ek oogdruppels wil ingooi. Net om my druppel te sien. So dis net 'n grappie, dis nie regtig die waarheid, hoor. Sy sê, Jesus, daai oordryf nou kwaai. Ek wil nou nie die regte plek kry. Vanaf vers 1. En hierdie gedeelte wat ek lees, het gaan baie op toepassing hê, of wees van wat ons op die oomblik met Frik se storie, en met Sonja se storie deel. So ek wil hê julle moet saam met my lees van vers 1. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. En hy het vir hulle gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy vir homself gesê, al vrees ek God en ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat ek hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie?
al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof op hierdie aarde vind. Hierdie is 'n storie van 'n vrou wat iemand het haar ingedoen in skade berokken. En sy kom by hierdie regter wat geen mens gevrees het en wat God ook nie gevrees het. Dis 'n goddelose heiden. En sy kom en sy vra vir hom, asseblief, jy moet vir my reg laat geskied vir hierdie saak, vir hierdie persone wat my ingedoen het. En hy ignoreer haar. Hy worry nie oor mense nie, hy word nie beweeg deur mense se hartseer stories en trane daal nie. Maar hierdie vrou hou aan, en sy hou aan, en sy hou aan, en jy sien, daai ou begin nou al keelvol raak. Nou praat hy met homself. Hy sê vir hom, al vrees ek geen mens, en al vrees ek God nie, maar hierdie vrou se gekerm. Manne, ek wil nou nie te veel daaroor uitbrei nie. Nou gebeur wat hierdie ou gevrees het, miskien kry ek 'n paar klappe dalk, nee? Maar hierdie gekarring en hierdie getorring en dan geknaag, maak my op, sê hy. Ek kan nie meer nie. As hy haar sien in die straat, dan dodge en dive hy, ek sien haar, nee? As hy in die spar loop en hy sien haar, dan loop hy hier aan die ander gangetjie af, nee? Vermy haar. Want as hy hom sien, dan sê sy vir hom, hey, jy moet reg aan my doen. Jy moet reg aan my doen. Dis jou werk. Jy moet hierdie saak regstel. En toe hierdie ou nou daai versadigingspunt bereik het, dis sê, okay, kom tog net. Kom tog net dat ek vir jou saak beredder. En Jesus gebruik hierdie storie om hierdie punt te maak. Dat ek en jy moet besef dat ons nooit mag ophou nie. En skus Sonja, toe ek hierdie storie lees, toe wys die Here vir my, dis daai vrou gewees. Haar naam sou 10-1 Sondag gewees. Moet vir geen oomblik onderskat wat gebeur wanneer God se ore oop is vir sy kinders. Wanneer ons dag en nag voor hom lê nie. En ek het dit gevoel, met hierdie hele storie, het ek gevoel, Here, dit is wat ons geleer het, by hierdie vrou wat dag en nag voor die Here gelê het, en haar saak by God gepleit het. Here, ek bid vir reg en geregtigheid om te skied in hierdie saak, want my man is onreg aangedoen. En ek vertrou U, en ek maak staat op U, en ek roep U aan, teen hoop, het ek hoop. Ander mense het al seker gesê, jy's gek, ander mense het gedink, hoorie, maar as hulle nie dalk regtig skuldig nie. Weet jy hoe gebeur dit? Want wat gebeur nou? Wat gebeur nou? Hoekom kom hierdie ding nou nie tot 'n punt nie? Miskien het hulle regtig dwelms gedeel. Frik terwyl ons nou in die kerk is. Sou 'n goeie plek wees om te confess as jy wou, nee, maar Ek dink almal van ons was al iewers in ons lewens op daai plek gewees waar jy desperaat was. En ek het dit in die begin van die diens gesê. En dit vat jou gebed na 'n ander level toe, maar totdat so 'n tipe ding met jou gebeur. Dag vir dag voor die Here gelê en die Here aangeroep. En hoor wat sê daai gedeelte. Hier van vers 7. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Want hy is lankmoedig. En ons lees hierdie storie van hierdie vrou wat hierdie regter direk gekonfronteer het. Maar wat ek en jy nie altyd besef en wat ons nie altyd raak sien in hierdie storie nie, is waarmee is God besig agter die skerms? Jy sien, vir die krisis wat ek en jy in ons lewens het, wil ons altyd dadelik uitkoms hê. Here, jy moet my nou help, want as jy my nie nou help nie, is ek in die moeilikheid. En dan vertel ons vir die Here wat ons dink met ons gaan gebeur, of wat ons hoor met ons gaan gebeur. Want ek en jy sien al, daai trein wat aankom, daar in die tonnel.
Ons sien al die moeilikheid aankom, want die duiwel vertel jou. Onthou, as daar een ding is wat jy van hom kan sê, is hy het nie 'n leie haar op sy kop nie. Die duiwel is getrou. Hy hou nie op nie, he's persistent. Hy hou aan en hy hou aan en hy hou aan om hierdie vrees en hierdie angs op jou af te gooi. En nou begin ek en jy, daai goeters wat ons sien en wat ons hoor, begin ons nou al praat. Maar my vraag is altyd, en dit het gebeur, toe ons praat en vertel van hierdie uitkomste en hierdie deurbraak, is daar mense by ons en tussen ons, wat die Here ook vertrou vir geweldige deurbrake. Daar's mense tussen ons en by ons, wat die Here ook aangeroep het, en wat die Here ook gesmeek het, dag vir nag, en hulle geliefdes het gesterf. Hulle besigheid het gevou. Hulle siekte is nie gesond gemaak. En dan vra mense, hoekom is my gebed nie geantwoord? Hoekom het die Here nie vir my deurgekom? En dis hoekom ek sê, dat ons as kinders van die Here moet die vermoë hê, ons moet kan besef, om raak te sien, dat God agter die skerms werk, en sy plan met jou storie van jou lewe is baie groter as wat jy net hier voor jou sien. Ons sien net, ons moet hier uitkom. En deel van ons gesprekke was, is dat Frik vir my sê, Dion, ek kan sien, hoe dat God in my lewe 'n groter plan gehad het. Hy sê, Dion, ek het nader aan die Here gekom. Hy sê, ek het besef hoe ver ek eintlik van die Here af is. Hy sê, die Here het met my begin praat oor goed in my lewe, wat nie reg is nie, goed wat ek in orde moet kry. Hy sê, een van my groot gebeure is dat my ma en my pa so by die Here moet uitkom, dat hulle groot gedoop moet word. Ons het 'n paar maande terug, het ons daai twee ou mensies deur hierdie doopbad gevat. Vir hom Frik met een been en al. Hier's mense wat geleer het om te bid as gevolg van daai geval. Hier's mense wat vir die eerste keer in hulle lewens begin het om te vas as gevolg van dit. Daai vrou se geloof het so gegroei, en ek praat van mense wat nominale Christene was, hulle het maar net kerk toe gekom. Gewone lidmate, soos wat baie van ons wat doen. Jy gaan net so deur emotions. En skielik begin hierdie storie haar dwing om nader en nader aan die Here te beweeg, want sy's dag en nag voor hom, en sy roep die Here aan. En in dit begin die Here haar lewe te verander. In daai storie maak die Here haar hierdie force wat ons geloof stig. Jy sien, as die Here jou en my antwoord moet gee, uitkoms moet gee onmiddellik, dan dink ek nie ons sal ooit die lesse leer wat ons nodig het om te leer nie. Want dit is in daai wag, dit is in daai gebed, dit is in daai soek, waar jy goed van God begin leer, wat jy oor die algemeen nooit sou geleer het nie. Want weet jy waartoe dryf dit jou? Dit dryf jou na God se woord toe. Want nou wil ek skielik weet, maar wat se regte het ek om op te staan as kind van God, nou dat ek in die moeilikheid is? En nou begin jy woord toe gaan. Nou begin jy actually God se woord leer ken. Nou onthou jy skielik wat hier binnekant staan, en nou begin jy dit skielik toepas. Die probleem met wanneer dit goed gaan met ons is ons ry op die fumes van Sondag se preke. Ons ry op hierdie soos 'n petrolfume van die preke waarna ons luister, en die podcasts waarna ons luister van al die ander pastore. Maar baie min van God se kinders kom op die plek waar hulle actually dit doen wat hier binnekant staan. En omdat ons nie doen wat hier binnekant staan nie, sien ons nie in ons lewens die goed gebeur en die beloftes wat God vir ons gegee het waar word nie, want ons doen nie. En dit kry ons nie deurbrake nie. En dit sien ons, maar dit lyk nie asof hierdie woord vir my werk nie, want ek sing en ek luister na die preek en ek sê gloria, halleluja.
maar deur die week pas ek dit nie toe nie. Maar wanneer jy in daai krisis is, daai desperaatheid dwing jou om uit te vind dat alles hier staan. En jy's gretig om dit toe te pas. En dan begin jy resultate sien. Dan sien jy skielik hoe dat jy hierdie woord jou begin voer. Jy sien hoe dat dit wat jy hier lees, as jy dit toepas, is daar 'n effek. Daar's iets wat gebeur. En dan begin die oortuiging al hoe sterker raak dat hierdie woord van God is eintlik die waarheid. En dis die hartseer dat sulke krisisse ons moet tref voordat ons baie keer hierdie lesse leer. Amen. So onnodig eintlik. So die Here bid en hy sê, of die Here Jesus vertel hierdie ding en hy sê, hou aan bid. Hou aan bid, want in jou aanhou bid en in jou aanhou soek, gaan jy begin om te ervaar en te beleef wie ek as jou hemelse Vader eintlik is. Dis 'n snaakse ding wat gebeur. Dis nie net altyd vir wanneer ons krisisse het nie. Hierdie is op toepassing van baie keer oor wanneer ons sekere begeertes ook het. Want baie van ons bid vir begeertes, goed wat ons graag wil hê, geleenthede, deure wat moet oopgaan, hoe dit ook al sy. En ek het al agtergekom dat wanneer ek so desperaat is om die Here te soek, omdat ek graag uitkoms of deurbraak wil hê, dan hoor ek baie keer halfpad binne in my gebed in, begin ek agterkom, hoe skeef is hierdie begeerte eintlik van my? Ek hoor binne in dit hoe vleeslik is hierdie ding wat ek wil hê, is eintlik maar net vir my om iets lekkers te hê. Om iets lekkers te kry, of om iets lekkers te beleef. Dis net ek wat my koninkryk graag wil hê, moet sy drome moet waar word. En binne in dit sien ek, terwyl ek bid en op die Here wag, want dit is wat met my gebeur, sien en hoor ek hoe dat die Heilige Gees met my praat en hy sê, daai ding is nie eintlik wat jy nodig het. Daai ding is nie eintlik wat jy wil hê nie. Dis 'n storie, ek het dit nou al baie vertel, vir party van julle is nou 'n flou grappie, maar van die meisiekind wat bid vir 'n kerel. Sy kom en sy bid, Lord Jesus, please, I want a husband. Give me a husband. Lord, any husband, doesn't matter who it is, as long as it's Johnny. Ja, sien julle is al vrot gelag vir die ding. Partykeer bid jy vir Johnny, en as jy dan vir Johnny kry, dames, dan kom jy agter, maar hier is nie eintlik wat ek gedink het dit gaan wees nie. En in hierdie soek, en in hierdie persistent gebed, hierdie desperaatheid, hoor jy die stem van die Here, en jy gaan hoor die Heilige Gees vir jou sê, Here vat my terug na die storie toe van 'n jong seun, wat verskriklik drome gedroom het. Dis ouetjie in die Ou Testament. Hy was sy pa se favourite seun gewees. Sy pa het vir hom tot 'n spesiale kleed gemaak, wat hy aangetrek het. Hulle was so 12 broers gewees. En nou kan jy dink, wat gebeur in die dinamika van daai verhoudings, die oomblik wanneer een broer so obvious voorgetrek word. Jy dink, hoe begin hulle hom hanteer? Jy dink, hoe begin hulle teenoor hom reageer? En hy kry hierdie snaakse drome. En dan, in sy opgewondenheid, dan kom deel hy hierdie drome met sy broers. Dan sê hy vir hulle, julle sal nie glo wat ek gedroom gisteraand nie. Ek droom die maan en die son en die sterre, ek droom al daai goeders kom buig hier voor my neer. Ander keer vertel hy vir hulle, hy het gedroom, hulle is op die landerye, en hier is hierdie koringgerwe wat almal so saam gebind is, en al hierdie koringgerwe het almal voor hom neergebuig. Jy dink, wat begin daai ouens dink van daai boetie? Jy jou verwaande aapie. Nee? Onthou julle wat is daai ou se naam? Josef. Well done. En iewers begin hierdie broers ook keelvol raak vir die laaitie. En op 'n kol kan hulle dit net nie meer hou nie. En hulle sê, kom ons maak 'n plan. En julle ken die storie, ek wil nie die hele storie vertel nie. Hulle gooi hom in 'n put. Hulle verkoop hom. Hy kom in Egipte en hy land nou met die naam van Potifar se huis.
En daar was 'n roeping en daar was guns op daai ouetjie se lewe. Dis hoekom hy die drome gedroom het. It was very obvious from those dreams that God had a bigger plan for his life. Dis wat die drome eintlik vir jou sê. Sê dat hy arrogant of selfvoldaan was nie. Dis die drome wat hy gekry het en die boodskap was, mense gaan voor jou neerbuig. So hy land in Potifar se huis, en omdat daar 'n roeping op sy huis is, dit was net 'n kort tydjie, toe sy die bestuurder binne in die huis. En julle weet wat het gebeur met Potifar se vrou? Sy het die laaitjie uitgecheck en gesê, "Eish, Ben 10, né?" En sy dog toe neer dis 'n mooi seun die. Nie lank storie kort en julle ken die storie hoe dat hierdie vrou hom probeer verlei het en hoe dat hy weggehol het en hy's gearresteer en hy land in die tronk. En hy sit vir 13 jaar in 'n plek. Vir 13 jaar. Onregverdig. Onregverdig. Kan jy dink wat se vrae vra daai laaitjie? Kan jy dink hoe worstel en hoe spook hy met die Here? Maar Here, ek het al hierdie groot drome gehad van jou af. Ek het al hierdie beloftes van jou gekry. Waar is dit nou? Here, waar is jy nou? Hoekom kom jy nie nou vir my deur nie? Wat het nou geword van hierdie droom? Wat het nou geword van hierdie planne wat jy vir my lewe het? Here, hoekom is jy so ver? Here, hoekom sit ek hier? Frik sê vir my, hy sê op 'n kol vra, Here, wat se sondes het ek gedoen wat hierdie verdien? Dat hy my so straf. Want dis wat ons vra. Hoekom land ek hier? En stadig maar seker as jy die storie lees, dan begin jy agterkom, waarmee is die Here besig? Wat is die Here besig om te doen? Wat is dit wat die Here maak wat ons nie raak sien nie? Wat is daai goed wat agter die skerms gebeur? Wat die leser en die ou binne in die tronk nie raak sien nie. En julle ken die storie van die twee mense wat vir die koning gewerk het, wat ingekom het, daar was 'n wat gewees, 'n skinker en 'n bakker. En hulle kom in en hy lê vir hulle drome uit. Hy sê vir hulle wat hulle gedroom het. En toe die een ou se droom vir hom uitlê, toe word hy sommer gou vrygelaat. En Josef dog, hierdie ou gaan vir die koning sê, want hy's in die koning se omgewing. Hy's die koning se bakker. Dog hy hierdie ou gaan vir hom nou 'n woordjie insit. En vir hom sê, hey, daar's 'n ou in daai tronk wat onregverdig daar sit. Jy moet bietjie gaan ondersoek instel. Kyk of jy nie vir hom 'n presidential pardon kan gee nie. Nou kan jy dink hoe excited is hy, want hy het vir die ou geprofeteer of sy droom uitgelê en dit het gebeur. Nou sit en wag Josef. My dag is om die draai. Dit gaan kom, nee Sonja. Dit lyk goed, ons het goeie nuus gekry. Die company sê vir ons, yes ouens, die saak lyk goed. Dit lyk alright. Jy weet die ouens sê vir ons, nee, hulle is besig met dinge. Dan fizzle dit weg. Hoor jy niks. Dan kry jy die nuus. Nou skielik gaan jy vir 10 jaar in daai tronk sit. Jy moet 'n $80,000 fine betaal. Jy's vas. Wat maak jy dan? Gee jy op? Draai jy om? Blameer jy die Here? Beskuldig jy die Here? Raak jy negatief? Of byt jy vas en jy sê, Sonja se woorde was, Here, hier is net nog 'n geleentheid om te wys wat so groot wonderwerk U kan doen. Amen. Hoe amazing is dit? Is dit jou houding of hou jy aan grou? En hy gee 'n droom, of hy lê die droom uit vir die skinker. En die skinker kom uit die tronk uit en hy onthou vir Josef. En toe die koning hierdie snaakse drome begin droom, wat in sy land gaan gebeur, van die maarkoeie en die vetkoeie wat mekaar opvreet,
En hy verstaan nie, en sy eie mense kan nie die drome uitlê nie. Staan hierdie skinker in die gehoor, want hy staan daar en gooi die koning se wyn in, hoor hy wat gebeur, en hy sien hierdie ouens, hulle is lightweight. Hierdie profete en hierdie sieners van die koning, hulle kan nie sien wat aangaan nie. En hy onthou, ek was saam met daai ou in die tronk. En hy sê, koning, ek was saam met 'n man in die tronk, wat God ken. Ek is saam met 'n man in die tronk, wat vir jou kan sê, wat jy droom. En omdat daar 'n roeping op sy lewe is, en omdat God 'n plan het vir sy lewe, laat hom uit die tronk uitkom. En dis glorie, halleluja, dis 'n mooi storie. Maar vir 13 jaar het die Here nodig gehad om vir Josef voor te berei, dat hy die tweede hoogste posisie in Egipte, net onder Farao, opgeneem het. As hy nie geleer het wat dit was om te suffer nie, as hy nie geweet het wat dit was om teleurstelling te kon hanteer nie, as hy nie geleer het wat dit was om jou hoop vir deurbraak wat nie deurkom nie, te kon hanteer nie, sou Josef nooit gekwalifiseerd gewees het om daai posisie in te neem nie. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, is hou aan bid. Hou aan om die Here te soek. Hy's besig om iets in jou lewe te werk wat jy nie kan raak sien nie. Hy's besig om jou te vat na 'n plek toe waar hy jou wil gebruik, maar vir dit moet hy jou eers kwalifiseer. Vir dit moet hy jou voorberei. So hou op fight, hou op spook, hou op stoei, hou op om die Here te blameer. Begin om te sê, Here, dankie, want ek weet, U is met my lewe besig. Want almal van julle wat hier sit, het 'n roeping op jou lewe. Amen. Johannes sê dit vir ons, Johannes 15, vers 16. Hy sê, julle het hom nie gekies nie. Hy sê, ek het julle gekies, sodat julle vrug moet dra. Maar om vrug te dra, moet daar aan daai boom gewerk word. Dan moet gesnoei word. Eish. Here, ek het nie gedink, dis wat jy bedoel het, toe jy gesê het, ek het 'n roeping op my lewe nie. Ek het nie gedink, dis wat jy bedoel het, toe jy gesê het, jy gaan my gebruik in jou koninkryk nie. Die laaste ding wat ek gedink het gaan gebeur het, was, dat jy gaan begin snoei. Jy gaan begin afknip. Jy gaan begin afkap. En dan begin jy wonder. En dis hoekom ek vanoggend vir jou wil sê is, moenie moedeloos raak in jou storie nie. Kry daai houding van hierdie vrou. Van hierdie vrou wat voor die regter gaan klaar, gaan sê, Here, reg en geregtigheid, ek hou vas, Here, kom vir my deur. Dag en nag het ek na die Here toe gegaan en gesê, Here, hier's my saak. Hier's die bewys voor ons, dat dit kan gebeur. Halleluja. Hier's die bewys voor ons, dat God wil deurkom vir jou. God is nie doof nie, sy arm is nie te kort nie, hy bly getrou. Maar God se plan vir jou lewe is vir hom baie meer saak. Maak baie meer saak vir hom as jou gemak. Die uitkoms wat ons wil hê, bring vir ons gemak. Die Here sê, ek was 'n jong man toe die Here met my oor hierdie ding gepraat eendag, en dit klink nou soos een van die slim Amerikaanse sayings of gesegdes. Maar die Here het vir my hierdie ding duidelik eendag gesê. Hy sê, the greater the destination, the greater the preparation. As jy dit wil neerskryf, jy kan, ek gaan jou nie vra daarvoor nie. The greater the destination, the greater the preparation. En ons is almal like, yes! Woo! Prepare me, Lord, prepare me, Lord. Totdat jy jou binne in 'n tronk druk, en vir 2,5 jaar, weet jy nie wat van jou gaan gebeur nie. Jy sien, ons dink nie altyd dit is the kind of preparation wat die Here sal toelaat nie. Maar waar jy sit vandag, waardeur jy gaan vandag, is niks anders as God se voorbereiding. Ja, Dion, maar ek het niks gedoen om dit. Josef het ook niks gedoen nie. Hy het geregverdig geleef. Hy het net gedoen wat sy gawe was. Maar God het geweet ek met daai seun temper. Hy het geweet ek met daai seun se karakter moet ek bou. En ongelukkig die enigste plek waar dit sou gebeur vir sy geval is, hy moes tronk toe gaan. 'n Party van ons sit waar ons sit omdat ons sekere saad gesaai het.
Party van ons is in die moeilikheid wat ons is, want jy het hard gewerk om daar te kom. Nee? Maar selfs in jou dwaase besluite en selfs in jou slegte saad wat jy gesaai het, sê Romeine 8 vers 28, dat God sal alles te goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Amen. Is jy lief vir die Here? Ek is lief vir die Here, maar ek het al stupid goed gedoen. Ek het al stupid goed gesê. Ek het al dom foute gemaak, ek het al aangejaag, maar ek is lief vir die Here. En selfs my dom foute gebruik die Here op die einde van die dag om alles te goeie mee te laat uitwerk. Amen. Dis hoe getrou God is. Die belangrike ding is, laat net toe dat God hierdie proses in jou lewe klaarmaak. Moenie prematuur probeer afspring of uitspring nie. Moenie prematuur gaan deure oop skop omdat jy desperaat is om uit te kom van waar jy nou is nie. As daar een ding is wat ek vandag vir jou wil sê is, hou op grou. Want as jy mos in 'n gat is, dan grou jy wil uitkom. Hou op grou. Amen. Sê vir iemand waar ons jou hou net op grou. Want ons in ons grou dink ons is besig om hier uit te kom. Jy grou daai gat dieper. Stop dit. Begin vra, Here, waarmee is U met my besig? Hou aan bid. Hou aan vra. Hou aan soos hierdie weduwee voor daai regter gestaan het. Hou aan, hou aan, hou aan, hou aan. Matteus 7 vers 7 sê, dat die wat aanhou klop vir hulle sal, die wat aanhou vra vir hulle sal, gegee word. Hy sê, as julle aardse paas wat eintlik sleg is, as julle weet om goed te doen vir julle kinders, hoeveel te meer sal jou hemelse Vader nie goeie gawes gee aan die wat hom vra nie. Maar hy gaan dit nie vir jou gee op jou tyd nie. Laaste skrifgie en dan is ek klaar. Maak dit vir my oop by Galasiërs 6, Galasiërs 6. Vers 9. Galasiërs 6 vers 9. Hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd, sê so 'n bietjie die regte tyd, sal ons maai as ons nie verslap nie. Sê net weer so 'n bietjie op die regte tyd. Regte tyd is nie jou tyd nie. Regte tyd is ons Vader se tyd. Al lyk dit vir jou asof die wêreld teen jou draai. Al lyk dit vir jou asof jy gaan versuip. Al lyk dit vir jou asof almal van jou vergeet het. Al voel jy alleen. Al voel jy ek swem stroom op. Wil ek vandag vir jou sê, byt net vas. Amen. Byt net vas. Hou aan vra, hou aan klop. Maar besef, waarmee is God met jou besig? Besef dat God 'n plan het vir jou. Besef soos wat 'n Josef tweede bevel van Egipte moes gewees het. Moes hy voorbereiding deurgaan. En dis waar God nou met jou mee besig is. Dis hoekom iemand soos 'n Frik kan uitkom met 'n getuienis. Dis hoekom dit wat met hom gebeur het, nie net sy lewe geraak het nie, dit het so 'n wye kring van mense wat dit beïnvloed. Daar's soveel ander mense wat se lewens geraak word, wat ons nie raak sien en wat ons nie besef nie. God weet wat hy doen. Hy weet wat is sy plan, en hy weet wat is sy droom. God kan nie fout maak nie. Al wat ek vir jou wil sê is, hou net aan om goed te doen. Sê vir iemand aan die ander kant, hou net aan om goed te doen. Hou net aan om te vra. Hou net aan om te klop. Hou net aan om te bid. Amen. Staan gou saam met my asseblief. So daar waar jy is, wat jy ook al deurgaan, wat jy ook al ervaar en wat jy ook al beleef, wil ek jou vra vanoggend om hierdie belydenis te maak, as jy genoeg moed kan bymekaar skraap.
En dit is om te sê, Here, doen met my wat U wil. Hou aan om te werk in my lewe. Here, snoei as U moet, kap af as U moet, spit om waar U moet. Maar Here, ek wil vrug dra vir U. En ek verstaan dalk self nie waar ek nou is nie. Verstaan dalk self nie hoekom ek deur hierdie goed moet gaan nie. Want dit is dalk nie my skuld nie. Maar ek glo vanoggend soos daai weduwee, Here, wil ek my saak na U toe bring. En ek wil vir U vra, Here, doen vir my reg. Gee vir my uitkoms. Maak vir my daai deure oop. Laat reg en geregtigheid geskied. Maar bo dit alles, werk in my. Doen wat U goed dink. Kom maak my hart sag. Here, gee my die nugterheid van verstand om te besef, Here, U is besig om my voor te berei vir my eintlike eindbestemming. Vir dit wat U my eintlik hiervoor geplaas het. Help my om dit te onthou. Miskien moet jy net daai eenvoudige dingetjie saam my sê wat sê, Lord, the greater the destination, the greater your preparation. Prepare me, Lord. Heilige Gees, kom hou ons nugter in hierdie omstandighede en hierdie tye, dat ons kan weet en besef dat U is met ons besig. Die vyand wil kom en hy wil ons krisisse gebruik om te steel, te slag en te verwoes, om ons mismoedig te maak. Maar Here, U vat daai slegte en U vat daai vloeke en U vat daai ongeluk en daai seer, vat U en U verander dit binne in 'n seëning. Dankie dat ek vanoggend gehoor het dat U ons hoor. Dankie dat U my gebede hoor, Here. Here, party van ons wat worstel en sê, Here, ek sukkel om dit te glo. Kom ons ongeloof tegemoet asseblief. Heilige Gees, kom ontmoet ons op daai plek waar ons ongeloof baie sterk is, waar ons geloof swak is. Kom help my asseblief, Here. In Jesus naam bid ons dit. Dankie vir 'n Josef se storie, Here. Here, dankie vir 'n Frik en vir 'n Sonja se storie. Dit gee ons moed en dit gee ons hoop. Amen. Dankie my koning. Kom ons gee vir hom 'n magtige hande klap.